Aan al ons kykers en luisteraars wat inskakel by vandag se diens, ook baie welkom aan elkeen van julle. Ons bid dan ook die seën van die Here oor elkeen van julle en mag dit vir julle net so 'n insiggewende en besonderse geleentheid wees, soos ek glo, hoop en bid, dit dan ook vir almal van ons hier sal wees. Voor ons saam luister na die woord van die Here, kom ons sit net so en sluit ons oë in gebed. In stilte, Here, kom raak ons dan nou stil by u voete. Ons kom neem ons posisie in as disippels, persone wat wil leer, wat onderrig wil word oor die dinge van die waarheid, oor die aspekte van die lewe. Ons bid u seën oor hierdie bymekaarkoms. Ons bid dat ons met 'n opregte hart sal luister, dat ons ontvanklik sal wees, nie net vir die stem nie, maar ook vir die boodskap. Ons dink aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie, wat siek is, wat dalk moet werk, wat dalk weg is met vakansie. Ons bid dat U ook daar by hulle sal wees, waar hulle tans verkeer. Aan die wat inskakel by ons aanlyn opname, bid ons dieselfde seën en teenwoordigheid ook oor hulle, daar waar hulle oor die wêreld na hierdie boodskap saam kyk en of luister. Amen. Vriende, ons het vir die afgelope adventtydperk deur die boek Haggai gewerk. En in die eerste deel vir die van wat nou nie inskakel by ons of wat kuiergaste is by ons vandag, het dit gegaan oor die feit dat die volk van Juda is al 16 jaar terug vanaf ballingskap, terug in hulle vaderland, en hulle probeer om hulle land weer te herbou, weer terug te kry, aan die gang te kry, aan die beweeg te kry, produktief te kry. Maar na 16 jaar lees ons, stuur die Here vir die profeet Haggai om met die volk te gaan praat. Nou ons het ook vir mekaar gesê in die eerste deel dat vanuit die konteks van wat ons vind in die boek Haggai, het hy glad nie lank as 'n profeet opgetree nie, enkele maande. Hy het 'n kort en kragtige opdrag van die Here gekry wat hy moes gaan uitvoer. Tydens sy eerste konfrontasie met die gouverneur van die volk en die hoëpriester van die volk en die volk natuurlik self, het hy sy toespraak begin deur 'n vraag tot hulle terug en vir hulle te vra, oor hierdie afgelope 16 jaar wat julle nou al terug is van ballingskap, het julle agtergekom dat julle sukkel? Het julle agtergekom dat met hierdie herbouproses wat julle aanpak, wil dinge nie lekker realiseer nie? Het julle al agtergekom dat alles wat julle aanpak, flop, die een ding na die ander wat julle probeer aanwend, misluk? Het julle dit agtergekom? En as julle dit agtergekom het, het julle dalk daarmee saam ook al vir julleself afgevra, maar waarom misluk alles wat ons doen? Waarom sukkel ons so al vir 16 jaar om ons land weer in die gang te kry? En dan lees ons dat Haggai gee vir hulle die antwoord. Hy sê vir hulle, julle sit in die situasie waar julle sit, want julle lewe 'n lewe sonder die Here. Julle het hom aangeroep in die tyd van ballingskap, julle het hom om hulp geroep en gepleit en gesoebat dat hy julle moet verlos. Hy het na julle geluister, hy het julle laat terugkeer na julle vaderland, maar vir een of ander rede, julle het hom daar gelos. Julle het julle geloof en julle aanbidding in die land waar julle as ballinge moes verkeer, agtergelaat. En die mooiste teken daarvan is, of duidelikste teken daarvoor is, julle lewe in hierdie verskriklike
groot huise en paleise en mansions as 'n ekstra woord kan gebruik. As 'n mens so deur julle woonbuurte stap, sien 'n mens die hoeveelheid tyd en effort wat ingesit is om hierdie huise van julle te bou, maar as ons kom daar waar die huis van die Here moet wees, is daar niks. Dis net 'n hoop puin. Die Here het nie woonplek tussen julle nie, en as hy nie fisies 'n woonplek in julle dorp het nie, dan gaan hy nog minder 'n woonplek in julle eie lewens hê. En dan sê hy, gaan, maar dis die rede hoekom julle so sukkel. Aan die einde van die eerste deel het ons toe vir mekaar gesê dat die volk het tot besef gekom dat hulle verkeerd was. En ons lees in die woord dat die Here het deur die profeet hulle harte verander, getransformeer, hulle het gehoorsaam reageer en hulle het onmiddellik begin om die tempel te herbou. Dit was deel 1. In deel 2 lees ons, hulle was 2 of 3 weke in die bouproses om die tempel te herbou, en met eens het die bouproses tot stilstand gekom. Want, lees ons, bitter min van hulle het die eerste tempel met hulle eie oë gesien, maar hulle het gehoor dat dit was 'n ongelooflike tempel gewees. Dit was versier met eindelose goud en silwer en ek weet nie wat nog alles nie. En nou, terwyl hulle begin met die bouproses en 2-3 weke in is, vergelyk hulle die tempel wat hulle tans bou met wat hulle gehoor het van die eerste tempel. Nou kom hulle agter, maar die twee gaan nie naaste by dieselfde lyk nie. Hierdie een wat ons nou bou, gaan nie naaste mooi so mooi wees soos die eerste een. En ons lees, dit het hulle mismoedig gemaak. Toe sê hulle vir hulle self, wat is die nut? Ons gaan voort, kom ons hou eerder nou op, kom ons spaar onsself die tyd en die energie, hy gaan in elk geval nie so mooi wees nie. En wat lees ons, wat was die Here se reaksie? Hy stuur die profeet. Profeet tree in, die profeet moedig hulle aan en sê vir hulle, moenie ophou nie, hou aan met die bouproses, die Here sal op die ou einde die afrondwerk kom doen. Die Here sal op die ou einde hierdie tempel wat julle nou bou, hy sal hom kom klaarmaak. Hy sal hom in sy volle pragt en praal kom omskep. Doen julle net julle deel en herbou die tempel. Goed, volk het weer aan die werk gespring en hulle het vir 'n klompie weke gebou en hulle was so 3 maande in. Toe stop hulle weer. Kom dit weer tot stilstand. Hier lees ons, was die volk ongelukkig. Want volgens hulle is daar vir hulle gesê, as hulle begin met die herbouproses van die tempel, sal die Here hulle omstandighede begin verander. Dinge sal met hulle begin beter gaan. Onder andere, hulle vee sal begin beter lyk. Hulle oeste sal meer suksesvol wees. Hulle lewens sal oor die algemeen verbeter. En hulle is nou al soveel maande in met die herbouproses, maar hulle lewens lyk nog steeds soos dit gelyk het. Alles wat hulle aanpak is nog steeds die een mislukking na die ander. En nou staan hulle met vraagtekens. Hoe dan nou? Wat is die reaksie? Die Here stuur weer die profeet. En die profeet sê vir hulle, dit is so. Die Here het hierdie beloftes gemaak dat hy julle lewens sal verander. Maar die Here het 'n baie groot probleem. Hy sê dit is so dat julle besig is om die tempel te herbou. Maar die hande wat julle op hierdie stadium die tempel mee herbou is nog besmet met sonde. Julle gesindheid wat gepaard gaan met die herbou van die tempel is nog nie gesond nie. Julle herbou die tempel omdat julle moet, nie omdat julle wil nie. Julle doen dit omdat julle die opdrag gekry het om dit te doen, maar hier binne is hier geen warmte vir die Here nie. En dit is hoekom julle lewens nog lyk soos wat dit lyk en julle omstandighede nog lyk soos wat dit lyk. Daarom sê hy vir hulle, en dit het ons laasweek op gefokus, let op julle gesindheid. Om 'n kind van die Here moenie te wees, beteken nie dat jy moet net sekere dinge doen omdat vir jou voorgesê word nie. Jy wil dit doen, want jy het 'n liefde vir die Here. Dit moet 'n Christen se ingesteldheid wees. Jy wil in gehoorsaamheid leef. Jy wil streef na die goeie, want jy's dankbaar vir dit wat die Here vir jou gedoen het, en jy wil die positiewe en die goeie dinge nastreef, omdat jy vir hom lief is. Dit bring ons by die 4de en die laaste boodskap dan vanuit hierdie boek.
En wat interessant is, hierdie 4de toespraak wat die Here deur die profeet Haggai gebring het op presies dieselfde tyd, op presies dieselfde dag plaasgevind as die 3de boodskap. Hy het begin met 'n toespraak wat bedoel was vir die volk, en toe 'n rukkie later, toe word hy die opdrag gegee om nou na die goewerneur toe te gaan, Serubabel van Juda, en spesifiek vir hom as individu 'n boodskap vanaf die Here te bring. Ons lees dit, Haggai 2, verse 20 tot 23, waar daar staan: Op die 24ste van die 9de maand het die woord van die Here nog 'n keer tot Haggai gekom. So, die eerste een was dalk in die oggend, hierdie een is dalk in die middag, maar 2 keer op dieselfde dag het die Here vir Haggai 'n opdrag gegee om uit te gaan en te gaan optree as profeet. Op die 24ste van die 9de maand het die woord van die Here nog 'n keer tot Haggai gekom. Sê vir Serubabel, die goewerneur van Juda, ek gaan die hemel en die aarde laat bewe. Ek gaan die trone van die konings omgooi en die mag van die koninkryke van die nasies vernietig. Ek gaan strydwaans met bemanning en al omgooi. Perde met hulle ruiters sal omkom. Die een sal die ander met die swaard doodmaak. Daardie dag sal ek jou vat, sê die Here die Almagtige, en jou, my dienaar Serubabel, seun van Sealtiel, 'n seelring maak, want ek het jou uitgekies, sê die Here die Almagtige. En daarmee sluit die boek af. Wat is hier aan die gebeur? Vanuit die konteks blyk dit vir ons asof Serubabel, wat op daardie stadium opgetree het as goewerneur oor Juda, dit blyk vir ons hy het begin sukkel. Dit blyk vir ons dat hy het begin sukkel om daagliks die nodige moed en energie en motivering bymekaar te skraap om in sy posisie, sy leierskapsposisie waarin hy verkeer het, te kan bly volstaan. Want ons moet nou insien, hier het jy nou die kleine streek Juda en is omring deur groot lande aan alle kante wat groter en sterker is op alle terreine. Dis al klaar op sigself iets wat 'n mens mismoedig kan maak as jy omring is deur al hierdie groot lande en groot nasies. En gepaard hiermee, alles wat Juda probeer aanpak, alles wat Juda probeer doen, misluk. En julle weet almal maar self dit baie goed, dat as die een mislukking jou konstant na die ander tref, dan begin jy bedroef raak. Dan begin jy mismoedig raak. Dan begin jy negatief raak. En ons dink dit is wat hier met Serubabel begin gebeur het. Hy was in hierdie leiersfiguur posisie gewees. Die volk het opgekyk na hom. Hy het van sy kant af probeer om hierdie pilaar, hierdie fondament te wees, wat die volk wat teruggekeer het te probeer staande hou en moed inpraat en adviseer en positief hou. Maar net soos yster, soos metaal, ook maar 'n punt kry wat hy begin knak en buig. So is dit asof Serubabel 'n punt begin bereik wat hy sukkel. En wat lees ons? Wat is die reaksie? Hoe tree die Here op? Hoe tree die Here in binne hierdie situasie? Die Here praat met hom. En hierdie intrede van die Here wat praat en die aanhoor van die Here se woord, vriende, behoort julle teen die tyd saam met my te gesien het, vorm 'n goue draadjie dwars deur die hele boek Haggai. Herhaaldelik was die medisyne wat gebruik word om die moedeloosheid van die volk mee te behandel, die herhalende aanhoor van God se woord. Ons sien dit vanaf die eerste vers van die boek af, sien ons. Die Here het ingetree, dit was deur middel van sy stem, deur middel van sy woord, wat die volk hierdie ommekeer ondergaan het, gehoorsaam gereageer het en begin het om te bou aan die tempel.
Toe hulle deur mismoedigheid geslaan is en gedink het maar die tweede tempel gaan nie so mooi wees soos die eerste een nie en eerder wou tou opgooi en eerder wou die handdoek ingooi, was dit die stem van die Here wat hulle gehoor het, die woord van die Here wat hulle aangehoor het, wat hulle gemotiveer het om nie op te gee nie, om nie in te gee nie. Toe het vir hulle begin later aan, lyk dit maar ons omstandighede verander nog steeds nie, dit bly vir ons die een vlop na die ander, was dit die stem, was dit die woord, was dit die skrif van die Here, wat hulle aangemoedig het om aan te hou. 3 keer sien ons hierdie patroon herhaaldelik na vore kom, hoe die Here intree en met die volk praat, en deur die aanhoor van sy stem, kry hulle nuwe motivering, kry hulle nuwe inspirasie, kry hulle nuwe energie, om voort te gaan, nie op te gee nie in te gee nie. En hier in die 4de keer, gebeur dit weer, maar nou is dit nie op die volk gerig nie, nou is dit op die individuele leier, Zerubbabel, die leier van Juda, gefokus. Dit al klaar, vriende, vorm 'n baie mooi boodskap wat ons kan deurtrek na 2025 toe. Om 'n kind van die Here te wees, om 'n taak vir die Here uit te voer, vir alles dit 'n taak is wat vir 'n baie lang tyd gaan duur. Al maniere hoe ek en jy daarin suksesvol kan wees, al maniere hoe ek en jy daarin kan bly volhard, hoe ons kan bly vol staan in ons geloof en dit end uit kan deursien, is deur konstant die woord van die Here te hoor. Sodra ons ophou om die stem en die woord van die Here te hoor, dan gebeur dit so maklik, dat ons stoom verloor, dat ons momentum verloor, en dan begin uitsak. Hoeveel keer het ons dalk nie al dinge aangepak met groot energie, groot opgewondenheid, groot entoesiasme vir die Here, en 'n paar weke later besef ons, maar dit het maar net weer uitgedoof, daar het nie eintlik veel daarvan gekom nie. En dan moet ons onsself afvra, maar het ons genoeg in daai proses na die stem van die Here geluister? Het ons genoeg hom toegelaat om ons te motiveer? Of het ons dit deur middel van ons eie krag, ons eie stem, ons eie energie, ons eie inisiatief probeer dryf, en daarom het dit misluk, daarom het dit stoom en momentum begin verloor? Op hierdie punt, mense het my al baie keer gevra, Erik, hoe voel jy oor Mighty Men konferensies? Dan sê ek vir hulle, weet julle wat, is 'n wonderlike ding. Dis 'n wonderlike ding dat mans saam weggaan en herlewing ervaar oor 'n naweek ergens by mekaar. Maar weet julle waar kom my probleem in? My bekommernis is wanneer daai mans terugkom, werk toe, terugkom huis toe, terugkom na hulle kerke toe. Die nasorg is waar vir my die bekommernis is. Onthou, mans word oor 'n naweek konstant geestelik gestimuleer. Dit is wonderlik en hulle ervaar wonderlike innerlike herlewing. Maar as hulle terug gaan huis toe, moet hierdie selfde stimulasie bly voortduur. En baie keer is die kontekste daar waar die mans vandaan kom, is nie gerad en in gereedheid om daai selfde voeding te kan bly gee nie. Daarom het ek al met soveel mans te doen gekry, wat vir my sê, dit was 'n wonderlike belewenis, maar dominee 3 weke later by die huis, voel dit vir my, ek het weer stoom verloor, ek het weer momentum verloor. Want dis iets wat moet aanhou, dis iets wat moet bly volhard. En daarom as hier mans is, hier in die banke, wat 'n Mighty Men konferensie byvoorbeeld gaan bywoon het julle die verantwoordelikheid, om as julle terugkom, moet julle steeds by mekaar bykom, moet julle saam liedere saam sing vir die Here, moet julle steeds saam Bybelstudie hou. Dit kan nie nou maar net weer op sy geskuif word, en ons gaan nou maar net aan met ons daaglikse werk, en gesinsverantwoordelikhede, en huweliksverantwoordelikhede, ensovoorts nie. Jy kort daai nasorg, jy kort daai versorging. Anderste, doof daai geestelike haai net weer uit. Ons weet en hoor daagliks van mense
wat hulle self weer laat doop. Hulle is klein gedoop, hulle laat hulle weer doop, hulle laat hulle groot doop, hulle laat hulle 'n tweede keer doop, hulle laat hulle 'n derde keer doop. En as dit hierdie wonderlike gebeurtenis en is hulle op 'n geestelike haai. Maar 2-3 weke later, dan is daai haai weg. En dis hoekom dit onnodig is om jouself 'n tweede en 'n derde keer te laat doop. Die Bybel sê vir ons dis nie nodig nie. Ek dink die meeste mense doen dit vir die verkeerde rede. Hulle soek daai geestelike wow. En jy het nie nodig om jouself te laat doop om op 'n geestelike haai te wees nie. Maak net seker jy hoor konstant die woord en die stem van die Here. Dit is genoegsaam om jou te motiveer, om jou te inspireer, om jou die nodige krag en uithou vermoë te gee om aan te hou om 'n goeie en getroue en gehoorsame Christen te wees wat funksioneer binne die raamwerk van die Bybel en sy taak as apostel uitvoer om die woord te gaan verkondig en uit te leef. Hierdie boek is meer as genoegsaam om vir my en vir jou die vuur binne in ons konstant te laat bly brand. Hy gee genoeg hitte. Die Emmaus-gangers het daaroor baie duidelik getuig op toe nadat Jesus verdwyn het, toe sê hulle vir ons, toe die evangelie in ons verkondig het ons harte nie opnuut warm geword nie. Die evangelie hou ons warm, die hoor van die evangelie hou ons warm. Daarop moet ons gefokus wees. In Christendom, vriende, gaan dit nie oor hoe goed jy begin nie. Dit gaan oor hoe goed jy klaar maak. En al manier om suksesvol klaar te maak, al manier om suksesvol aan die einde te kom by die wenpaal, is om konstant die woord en die stem van die Here te bly hoor. Want net sy stem kan vir my en vir jou dra. Vir Zerubbabel was dit glad nie maklik gewees nie. Ek dink, as 'n ander persoon in sy posisie was, het hulle heel moontlik al opgegee. En ek dink, hy self was al op die punt wat hy wou tou opgooi en net wou sê, ek sien nie meer kans nie. Maar ons lees die Here het spesiaal hierdie boodskap vir hom gestuur, sodat hy nie sal ophou en sal ingee in sy take nie. Want die Here het hom in daai posisie geplaas. Hy het nie van self maar die goewerneur van die volk geword nie. Die Here het hom daar geplaas. En nou sê die Here wat hom aanmoedig en vir hom sê, hou aan met jou taak. Nou dit bring ons baie interessante vraag. Watter woorde het die Here tot via Haggai tot hierdie goewerneur gespreek wat hom die nodige motivering en inspirasie gegee het om te kan bly volhard? Vir 'n bietjie anders te verwoord, wat kan die Here vir 'n persoon in so 'n situasie sê om vir hom die nodige inspirasie, motivering en volharding te gee dat hy kan aanhou met sy taak, met sy roeping? Wat moet so 'n ou hoor in so 'n situasie? Wel, die skrif sê vir ons, as 'n mens deur die gedeelte leer hierdie 3 verse lees, dan kom dit eenvoudig neer, ons kan dit saamvat met die woorde, moenie bekommerd wees nie, want ek is in beheer. Dis die boodskap van bemoediging, die boodskap van troos, die boodskap van herlewing wat die Here via Haggai by hierdie goewerneur wil tuisbring. Moenie bekommerd wees nie, want ek is in beheer. En hoor hoe beeld hy dit uit? Hy sê vir die Zerubbabel, die goewerneur van Juda, hy sê, ek gaan die hemel en die aarde laat bewe. Net iemand wat in beheer is van die skepping kan so iets laat gebeur, vriende. Ek gaan die trone van die konings omgooi en die mag van die koninkryke van die nasies vernietig. Ek gaan strydwaans met bemanning en al omgooi. Perde met hulle ruiters sal omkom. Die een sal die ander met die swaard doodmaak. Daardie dag sal ek jou vat, sê die Here die Almagtige, en jou, my dienaar, Zerubbabel, seun van Sealtiel, 'n seelring maak. Want ek het jou uitgekies, sê die Here die Almagtige. Hoor julle hoeveel keer kom in hierdie stukkie die woordjie ek
ek na vore. En daarmee word dit beklemtoon, saam met al die gebeure, of dit nou natuurgebeure is, of gebeure wat handel oor 'n leermag, of oor wêreldse heersers. In al hierdie verwysings, in al hierdie beelde word dit duidelik gestel, God is in beheer daaroor, of dit die natuur is, of dit oor die regering is, of dit oor die leermagte is, of jou persoonlike omstandighede, jou persoonlike uitdagings, ek is in beheer. Moenie bekommerd wees nie. Vertrou my. Moenie opgee nie. Moenie ingee nie, moenie handdoek wil ingooi nie, moenie jou rug op my wil draai en wegstap nie. Bly in my teenwoordigheid, bly jou vertroue en jou geloof in my plaas. Ek weet wat ek doen. Jy verstaan dit nie op hierdie stadium nie. Dit maak op hierdie stadium nie vir jou sin wat rondom jou aan die gebeur is nie. Maar troos jouself daaraan, bemoedig jouself daarin, versterk jouself daaraan. Ek is in beheer. En dis meer as genoeg om vir jou te kan help volhard op jou pad, wat ek jou geplaas het, in die posisie waarin ek jou aangestel het. Vertrou op my, moenie bekommerd wees nie, ek is in beheer. Ons lees, baie jare later is die volgende geskryf in Handelinge 2, verse 22 tot 24. Israelieter, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en het vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer, en julle het hom deur heidene aan die kruis laat vasspyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. In Genesis 3 lees ons vir die eerste keer hoe die Here die aankondiging van die saligmaker se koms bekend maak. Ons lees dit in Jesaja, ons lees dit in Micha, ons lees dit in Maleagi, ons lees dit op verskillende plekke aan die begin van die evangelie. Dwars deur die Bybel, vriende, sien ons hoe God in beheer is. Niks wat in hierdie skepping gebeur nie sonder dat die Here sy heersende hand daaroor hou nie. God is in beheer. En daarmee wil ek dit deurtrek en dan vanoggend hierdie reeks afsluit. En die vraag is, wat se boodskap van bemoediging hou hierdie boek, en spesifiek hierdie gedeelte vir ons in die jaar 2025? Wat se boodskap wil hierdie boek en hierdie gedeelte by my en jou kom tuisbring, veral in die tyd van Advent? Kom ons begin by laasgenoemde. Advent. Advent beteken ons verkeer in 'n tyd van afwagting. Nou julle weet net so goed soos ek dat daar baie van ons is wat sukkel as dit kom by wag. Ons raak baie gou kort van draad en opstandig as daar van ons verwag word dat ons moet wag. Gister het ek so 'n persoonlike insident gehad wat ek 'n dreindeksel het wat begin optel in my erf wat die riool wil uitkom en ek moet bel en niemand kom nie. En ek besluit ek moet nou maar self inspring met die graaf en skoonmaak. Ons weet almal hoe gefrustreerd ons raak as ons moet wag. Veral as daai wag onbepaald is. En as Christene sit ons in wag vir 'n tyd wat een of ander tyd gaan plaasvind en ons weet nie wat die dag en die datum en die tyd gaan wees nie. En ons lees in die Bybel dat mense het moeg geraak om te wag. Mense het begin om een na die ander om te draai en weg te stap van die Here en weg te stap van hulle geloof, want die wagtydperk het volgens hulle mening te lank begin raak.
Hulle het gefrustreerd begin raak. So die eerste mooi lyn wat ons kan deurtrek na Advent toe, na die jaar 2025 toe, is om vir mekaar vandag te troos en te bemoedig en te sê, ja, ons wag dalk al baie lank. Ons wag dalk onbepaald. Ons weet nie hoe lank ons gaan wag nie. Ons weet nie hoeveel jare nog gaan verloop voor die wederkoms gaan plaasvind nie. Maar moenie dat dit jou mismoedig en bedroef en af en negatief laat begin raak nie. Moenie dat die wagtydperk, hoe lank dit ook al gaan wees, jou op 'n punt bring dat jy later aan voel, jy wil die handdoek ingooi en jy wil eerder maar sonder die Here sien om kom klaar nie. Hoe sê die Here? Moenie bekommerd wees nie. Ek kom gou. Maar tot dan, ek is in beheer. Ons sal baie keer, wanneer 'n ding nie gebeur nie, sal ons sê, o, daar's weer nie beheer daar nie. O, daar's nou weer nie kontrole daar nie. Dis chaos daar. In hierdie tyd van afwagting, omdat die Here nog nie gekom het nie, beteken dit nie iemand is nie in beheer nie. Dit beteken nie iemand vat nie leiding nie. Dit beteken nie daar is chaos in hierdie proses nie. Dit is besig om te geskied volgens die tyd wat die Here dit behaag het om daar volgens plaas te vind. Die proses is besig. Dis aan die gang. Hou moed, moenie bekommerd raak nie. Bly volhard. Die tweede lyn wat ons kan deurtrek, koppel baie meer mooi aan die konteks, aan die situasie van Serubabel se gebeure. Hy is heel moontlik op hierdie stadium uitgeput en uitgebrand oor dinge wat in sy lewe aan die gebeur is. Hy sien nie meer kans nie om as leier op te tree, om as gouverneur op te tree, om as hierdie pilaar op te tree nie. Die dinge van buite wat op hom inwerk, die druk raak te veel. En in die wêreld waar ons leef, vriende, kom ons wees eerlik met mekaar, dinge raak nie makliker nie. Die uitdagings, die druk wat ons ervaar, die druk wat ons jong mense op hulle begin ervaar, raak al hoe meer, dit raak al hoe swaarder die gewig wat op hulle skouers druk. Almal van ons het uitdagings. Hoe is die bekende uitdrukking? Elke huis het sy kruis. Almal van ons wat hier sit vandag, het iets wat ons bekommer, het iets wat swaar op ons skouers en op ons rug druk. Van daai goed is dalk al op hierdie stadium besig om vir jou so af en so negatief en mismoedig te maak, dat jy voel, jy wil opgee, handdoek ingooi, jy sien nie meer kans nie. Dis dalk in jou individuele lewe, dis dalk in jou huwelikslewe, dis dalk in jou gesinslewe, dis dalk in jou familielewe, dis dalk jou werksomstandighede, jy's dalk 'n eienaar wat sukkel om jou deure oop te hou, jy's dalk 'n werkgewer wat die baas laai soveel werk op jou, jy kom nie meer voor nie, jy's dalk 'n boer wat een oomblik te veel reën kry en dan te min reën kry, dinge wil net nie lekker vloei nie, dinge raak moeilik, dinge raak uitdagend. Jy stoei dalk met 'n siekte, 'n diagnose wat besig is om jou onder te kry. Jou ouderdom is dalk besig om jou te vang. Jy's dalk besig om deur 'n skeiproses te gaan, of deur depressie te gaan, of angs, of wat dit ook al kan wees, rou. En al hierdie goed is besig om so op jou in te werk, dat dit vir jou voel, jy's besig om so in mekaar gedruk te word in so klein hoopie. Ek glo daai einste bemoedigende boodskap wat die Here via Haggai gebring het vir Serubabel, bring hy ook vandag vir jou. En ek weet nie hoekom die Here gekies het dat dit hierdie woorde moet wees nie, maar die Here weet dat daai woorde is goed genoeg om vir my en vir jou staande te hou, en daarom kom ek soos Haggai, en ek sê dit vir elkeen van u wat hier in die banke sit, en vir elkeen wat vandag by die opname luister en kyk by die huis. Moenie bekommerd wees nie. Die Here is in beheer. Wat dit ook al is, wat op hierdie stadium in en oor jou besigheid in die gebeur is,
in oor jou huwelik of jou familie of jou individuele lewe, jou gesondheid, jou finansies, wat dit ook al mag wees. Die Here kom deur die boek Haggai en hy sê hou aan bou. Moenie aan jou eie huis bou nie, bou ook aan die huis van die Here. Moenie bekommerd raak as die huis op hierdie stadium baie vaal lyk nie, die Here sal die afrondwerk kom doen. Die Here kom en sê, as dinge in jou lewe lyk op hierdie stadium dat dit nog nie so suksesvol is nie, jy bly sukkel, gaan kyk na jou gesindheid. Doen jy wat jy doen met die regte gesindheid? Leef jy met die regte gesindheid? En laastens, moenie bekommerd wees nie. Want ek, die Here, die skepper van die heelal, is in beheer. Ook oor jou lewe, oor jou doen en late. Amen. Here, op daardie noot sê ons vir U baie dankie. Dat ons opnuut net vandag weer daaraan herinner kan word, U is in beheer. Want soos Abraham, vergeet ons dit soms. En wil ons beheer oor ons eie lewe en oor ons nageslag neem. So het Ismael op die toneel gekom, wat teen U wens was. Want soos die volk Israel by die berg Sinaï, het ons dit vergeet en eerder 'n goue kalf gaan skep. Want ons het vergeet U is in beheer en U bly in beheer, al vat dit lank. Langer as wat ons wil hê. Here, baie maal is ons so Saul wat nie bereid is om te wag op 'n antwoord van die Here nie. Dan gaan sien ons 'n heks van Endor. Ons wil nou antwoorde hê, ons wil hê nou dinge moet gebeur teen ons tyd. Hier is maar 3 voorbeelde in die Bybel waar ons die negatiewe gevolge sien van wanneer ons dinge in ons eie hande wil neem en nie wil bly glo en vertrou dat U waarlik in beheer is nie. Here, U ken die uitdagings waarmee elkeen van ons stoei, die vrae waarop ons desperaat is vir antwoorde, die advies waarna ons so dringend op soek is, die verligting, die genesing, die beterskap, wat dit mag wees, Here. Ek bid dat dit nie die oorhand sal kry oor ons lewens en oor ons identiteit en oor ons geloof nie. Ek bid dat die bemoedigende woorde van U, Here, wat U deur die stem en deur die pen van Haggai deurgee, dat dit vir ons genoegsaam sal wees om te bly volhard in wie ons is, in ons geloof, in ons roeping, in ons getuienis, in ons geloofsgemeenskap. Mag ons seker maak dat ons genoegsaam die stem en die woord van die Here hoor. Want ons het vandag gehoor, dis al waardeur ons staande kan bly. Ja, Here, daar's baie stemme wat op hierdie stadium praat in die wêreld. Maar gee vir ons die gawe om U stem te kan hoor tussen die geraas, te kan uitken en ons volle aandag daarop te plaas. Help ons dat ons nie gebreinspoel sal word deur allerlei snaakse teorieë en teologieë wat met allerlei snaakse goed vorendag kom en op die ou ende ons aandag wegtrek van U en van U woord en van U stem nie. Help ons om in hierdie tyd van advent, hierdie tyd van afwagting, ons oë en ons ore en ons siel, ons verstand en ons hart alleenlik op U stem en U woord gerig te hou. Seën ons asseblief oor hierdie Kerstydperk wat voorlê en bring ons asseblief almal bymekaar in die nuwe jaar om dan ook U naam te kan voortgaan en as 'n gemeente te kan verheerlik. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen.